Hierdie is 'n klein wonderwerk. Klein, doodgewoon, sonneblomsaadjie, maar die wonderwerk is dat in hierdie klein saadjie is 'n volle sonneblom ingeplant. Hierdie saadjie gaan groei en die reuse blom gaan daar uitkom, mooi, sterk, alles deur God in 'n saadjie ingeplant. Die groeikrag van die saadjie is sy wonderwerk. En toe sê die Here, as jy wil verstaan hoe groei die boodskap van Jesus, die koninkrykswoorde, kyk na 'n saadjie. Want die woorde van Jesus is so klein en die impak is so dat dit die wêreld volmaak en die wêreld gaan mooi maak, soos 'n sonneblommetjie saadjie. En dis wat hy gebruik in die gelykenis van die saaier. Nou, ons ken die gelykenis van die saaier eintlik te goed. So goed dat ons amper nie daarna luister nie. Maar luister net, die koninkryk is soos 'n saaier wat saad vat en gaan saai. Jesus sê, ek is die saaier. Ek het saad, 'n liefdesboodskap, 'n koninkryksboodskap, dat Jesus die aarde wil weer terugkry by hom en sy oorspronklike doel laat bereik. Dis waarvoor ek in die wêreld gekom het. En nou gaan ek uit om daai saad te saai. Kosbaar met groeikrag. Al wat nodig is om by te kom is grond. En die grond is ek en jy, die ontvanger. En in die gelykenis van die saaier word daar gesê, hierdie saad word gestrooi en dan is daar verskillende reaksies. En die vrugbare een is natuurlik wat Jesus wil hê. Maar in my kan daar ook ander reaksies wees wat dit keer. Want party van die saad val op 'n harde pad. En daar word gesê, dis wanneer mense dit nie verstaan nie. Wanneer ek dit nie goed verstaan nie, en verstaan beteken, my logika is so slim, ek sê, nee, ek dink nie dit gaan werk nie. As daai logika dit blokkeer, dan gaan hierdie saadjie nie groei nie. En die ander moontlikheid is dat hierdie saad val in vlak grond. En dan sê die Here, dit beteken, mense hoor dit met opgewondenheid. Maar weet jy wat blokkeer dit? Dit blokkeer dat as die blokkade is dat ek partykeer dink, dit moet lekker wees. En ek aanvaar iets wat vir my lekker klink, en as daar 'n klein stukkie swaar kry kom, dan sê ek, nee wat, ek is nie meer lus hiervoor nie. My eie gevoel van dit dinge moet lekker wees, kan my grond onvrugbaar maak. Daar's 'n derde manier van iets wat in my is, dis as die saad tussen dorings val, tussen dorings en dussels. Dis die saad groei nie alleen nie, daar's 'n klomp goed wat saam groei, en hierdie goed groei bo oor hom, en die goed wat in my lewe soms groei, is geld en bekommernis en plesier. Dit beteken nie geld is sonde nie, maar as geld so sterk groei in my kop, dan gaan dit die evangelie skade aandoen. In bekommernis, as ek nie my bekommernis op die Here werp nie, maar ek broei daaroor, dan gaan die saad nie groei nie. En plesier, as ek net soek vir iets wat lekker is, dan gaan die saad nie my lewe oorgroei en mooi maak soos 'n sonneblom nie. Maar sê die Here, as ek sorg my grond, my menswees, is sodat ek die woord ontvang, dit oor nadink, dit laat insak in my lewe. Dit wil sê, ek luister met aandag, ek doen nadenke daaroor in my gesprek, in my stildink, in my Bybelstudiegroepe, ek volhard daarmee. Dan, sê die Here, dan gaan hierdie saadjie sy wonderwerk verrig. My lewe gaan
propvol wees, mooi wees. Dit gaan reusagtig wees, die liefde, die wonderwerk in my lewe. Dis wonderwerk en ek is God se plan. Maar daar is ook 'n ander betekenis van hierdie gelykenis. En dit is dat ek soms die saaier is. Dus ek, die kerk, het saad gekry. Die feit dat ek Jesus ken, sê ek het 'n hele sak vol kennis, vol saad. Wat moet ek daarmee doen? Asseblief nie bære in my eie binneste nie. Ek moet dit gooi. Ek moet sê, ek gaan soek en die kaas vat. En ek weet, daar gaan mense wees wat my frustreer, want hulle is soos die harde pad en soos die vlak grond en soos die dorings en die dussels, maar dit beteken nie, ek moet nie aanhou saai nie. En daarom is ek soms die saaier. Asseblief, moenie die evangelie vir jouself hou nie. Moenie sê, het is genoeg dat ek mooi en gelukkig is nie. Probeer wees een wat vrygewig, morsig is met die saad wat ek oral rondgroei. En dan verwag ek iets. Dan gaan ek dophou. Die Here gaan my verras. Want partykeer, en hier is 'n foto van 'n sonneblom wat groei in 'n gemors, maar hy het groeikrag. En daai groeikrag is God se genade, dat selfs op 'n onverwagse plek, op 'n mens wat ek gedink het, daar's nie 'n kans dat die evangelie daar gaan tuiskom nie. Daai mens, hoor, want ek is die Here se saaier. Kom ons vat ons verantwoordelikheid. Ek self is skatryk, ek maak skatryk. Kom ons bid daarvoor. Hemelvader, gee vir ons die genade om dit wat ons kosbaar by U gekry het, met vrygewigheid uit te deel. Maak vir ons oplettend en entoesiasties om daardie kanse te benut, sodat U saad die wêreld kan mooi maak en dat daar vrug kan wees om hierdie wêreld weer te maak wat U wil hê dit moet wees, 'n wêreld waarin U koning is, soos in die hemel, so ook op die aarde. Daarvoor bid ons in Jesus naam. Amen. Die gelykenis van die saaier is ook die embleem van die Bybelgenootskap. Maar is nie net hulle wat saai nie. Ek is 'n saaier. Ek moet saai. Doen dit asseblief. Seën mense.